Goeiedag, ons is hier so saam met Lily Ann is my kleindogter en so 'n bietjie meer as 'n week terug het 'n baie ernstige ding gebeur. Toe sy in 'n, ek wil amper sê 'n lewensveranderende ongeluk, 'n motorongeluk gewees het. Daar is Lily. Sê hallo Lily. Hallo julle, Hi. ek is Lily. Daar is Lily. En sy wil so graag vandat sy Vrydag teruggekom het van die hospitaal af, het sy so behoefte en so begeerte om haar getuienis te deel. Ons was nie seker hoe om dit te doen nie, maar ons sy nou nog in die bed is met haar rugbesering, het ons besluit ek doen dit maar in hierdie vorm van wat ek so 'n bietjie haar net die leiding gee en vir haar 'n paar vrae vertel. Nou Lily, dit was so 'n bietjie meer as 'n week terug. Was jy in die kerk gewees, nee? Jy was daai oggend in die kerk gewees en na die kerk het julle die kerk verlaat en wat het toe gebeur? Vertel 'n bietjie vir ons wat het toe gebeur. Ons het huis toe gekom, want ek het vir my noedels gekoop, want ek is verlief op noedels. En toe het my vriend gekom om sy klere te gaan haal, want ja, ons het gekuier en al haar goeders. Toe vra hy, kan ons 'n bietjie om die blok ry? En ek het gesê, ja, dit is reg. En toe het ons om die blok gaan ry na ons van die kerk af gekom het. Maar net na kerk was ek by my ouma hulle gewees in Mpumalanga. Ja, so jy was by ouma en oupa net na kerk en so 'n bietjie daarna het jou mamma jou kom haal, sy het gewerk daardie dag, as ek reg onthou. Ja. En toe nou daarna het hy nog gekom om sy klere, hy die vorige aand het hy hier gekuier by julle en om sy klere te kom haal en toe vra hy dat jy nou saam met hom net om die blok gaan ry. Alright, maar waar ry julle toe nou? Julle het toe nou so 'n bietjie op die Jagersfonteinpad uitgery, né? Jagersfonteinpad. Okay, en wat gebeur toe nou? Op daai oomblik het ons bietjie beheer verloor in die kar. En toe rol die kar. En ja, dit is Kar toe nou gerol met julle 'n bietjie beheer verloor. Ja, dis hier naby die golfklap. Ja, Is daar so 'n singplaatpad en ek weet self uit ondervinding as ou daar ry, jy dalk net 'n bietjie te vinnig, dan is jou kar geneig om skuins te draai en as jy dan ooreageer as jy terugdraai, kan daar nogal dinge gebeur. Toe beheer julle en toe rol die motor, né? Ja, toe rol die motor. Okay, en wat gebeur toe daarna? Die kar nou klaar gerol het, was jy toe nou vasgesit in die kar of wat het toe gebeur? Ja, ek het eintlik deur die venster deurgeklim, want ek het geweet Toe lê die kar nou nog ondersteboor. ja, die kar het ondersteboor Okay. gelê. Ek en my vriend het uitgeklim en toe het ek my foon gesoek. Toe gee my vriend my foon vir my en toe bel ek my ma en vertel haar van die ongeluk. Ek was in trane en in skok, ek kan dit sê. Ja. Alright, so jy het toe nou uitgeklim. Ek vir u net sê dat op daardie stadium het ons nog nie geweet nie. Hulle het ook nie geweet van hoe ernstig haar ongeluk is nie. Sy het nie besef wat sy erge rugbesering sy eintlik opgedoen het op daai stadium nie. En dis eintlik waar die wonderwerke begin, hè. Wetende dat jy het uit die kar uitgekruip Ja. en toe het jou ma nou gekom, né? Wat maak dit toe nou? Waar is jy toe nou daarvan af? Hulle het my maat gekom met haar kar en my stiefpa deel het met die bakkie gekom. Hy het 'n bietjie daar gehelp met die kar en my ma het almal gebel om vir almal te sê Okay, maar waar sit hulle jou toe nou? ek was in my ma se kar. Hulle het jou toe nou laat jy in die kar gaan klim, jou ma se kar, né? Laat ek net 'n bietjie kan ontspan want ek was baie geskok en ja, ek kon nie half bedaar nie want dis my eerste ongeluk gewees. Ja, dit is besonder eintlik 'n baie ernstige ongeluk. Ek dink nie mense besef werklik hoe ernstig die ongeluk was nie, wat reël nog 'n deel van die rede is hoekom jy die getuienis wil bring, nie net oor hoe wonderlik die Here vir jou was nie, maar ja, om te besef eintlik hoe wonderlik die Here eintlik was, né? Nou wie was almal by jou na die ongeluk? Was daar baie mense gewees? Ja, dit was my familie, my familie en my vriend se familie, my niggie Helen en my neef Geeye, my tannie Jolandi, my tannie van Reddersburg, John Marie, my oom. Ja, mense wat van Reddersburg van ver nie, maar 'n redelike eentjie gery het, né? So jou hele familie was om jou. Was jy bang geweest? Ek was baie. Jy was baie bang geweest, né? Maar ek het gedog dat dit my tyd gaan wees, Ja, so jy gaan, ek het ja, want jy het gekla, jy het gesê jy kry nie asem nie. Ja. En dat jou rug baie seer is en jou enkel, né? Ja, Jou enkel baie Ek seer. het reeds 'n geskiedenis van kinkoes. Van kinkoes ook nog, ja, wat jy eintlik nog onthou
van die tyd wat jy nie kon asem kry nie. Sê gou vir my, en het iemand toe nou, jy het toe nou gevra dat iemand by jou moet gaan sit, né, en jou heeltyd moet vashou en by jou moet wees in die kar, né? Ja, dit was Helen gister. Jou niggie Helen gewees. OK. Nou jy het hier lank gewag vir die ambulans om te kom, maar toe die ambulans nou uiteindelik kom, wat het toe nou gebeur, die paramedici? Hoe het hulle jou toe nou uit die kar uitgekry? Hulle het nog as 'n sukkel, ons moes, want ek het half net mooi gesit, want ek my enkel so op die ding gesit het, of by die handbriek, dink dit oor, ja. Ja, waar die handbriek is in die middel. Ja, en ek het my pote daar gesit, op my voete, daar gesit. OK. En Ja, want hulle moet jou toe op 'n manier uitkry dat jou rug nie verder seer maak nie, nee, so op 'n plank te kry en jy het agter die kar gesit en is toe nou baie moeilik geweest, né? Jy het baie pyn gehad, sussie. Ja, Baie seer geweest, né? Ek gun dit vir niemand. OK, en toe het hulle nou gegaan en hulle het jou in die ambulans gesit en toe het hulle, wat het hulle vir jou gegee om die pyn weg te vat? Hulle het vir my morfine. En vir jou morfine, maar eers moes hulle toe nou 'n naald in jou insit, né? Ek hou nie van naalde. En jy hou nie van naalde nie. En toe het hulle jou nou ondersoek. Ja. Hulle het jou toe nou ondersoek en wat sê hulle toe hulle nou klaar is? Sê hulle is eintlik goeie nuus, né? Op daai stadium het jy geweet hoe ernstig dit is nie, maar wat het hulle gesê? Wat markeer jy? Hulle het gesê ek het my neus gebreek. Jy kan dit eintlik nie sien. Ja, ek het gesê die gebreekte neus, en hulle praat van 'n laceration nie op die voorkop, né? Ja, soos julle kan sien, maar hy is besig om reg te kom. En my enkel het ek nogals verstuit. Eintlik het hulle het eintlik gesê hy was uit lutheid gewees, né? Heeltemal uit lutheid gesê. OK, en alright, en toe hulle nou daar klaar is, toe gery hulle nou met jou te vat. Toe het jy nou begin, sê gou vir my, was jy slaperig toe nou gewees met hierdie wat hulle die pynmiddelsyne vir jou gee? Ja, ek het amper aan die slaap geraak. Ja, hulle wil nie hê jy moet slaap nie. Ja, OK, en het jy alleen in die ambulans gery? Mamma saam gegaan? Nee, my ma het saam gery. Het jou mamma, Ek is baie mal. Tanya, saam met jou gery en al die pad daarna toe. OK, en toe julle nou by die hospitaal kom, wat het toe nou gebeur? Hulle het my so vinnig as moontlik op 'n bed gekry. Hulle het so lank scans gereël. Ja. En hulle wou kyk wat is alles fout. Ja. En ja. Alright, hulle het 'n basiese scan gevat van jou en ook jou enkel en so, want hulle en jou arm dink ek was ook blou geweest. Hulle ook gewonder het of hy nie dalk kan wys weer daar so ek het die kamera daar gaan. Ja, was nou baie erger geweest waar hulle gedink het hy kan dalk ook gebreek wees, né? En toe gelukkig is dit nie jou enkel is toe nog nie gedislocate nie en jou arm is nie gebreek nie en jy het ook nie breinbeserings en sulke goed nie. Maar wat het hulle toe nou wel opgetel? Hulle het opgetel dat ek my 7de rugwervel gebars het. Ja, gepraat van 'n gebreekte rugwervel en nou vir die wat nie weet nie, hierdie wervels, die murg loop in die wervels. Toe het hulle gesê hulle moet dringend opereer dat hulle jou rug kan stabiliseer, né? Maar toe het hulle gesê anders kan jy verlam wees. Sê gou vir my, maar na die ongeluk het jy gesukkel om jou armstok op te tel, né? Ja, 'n klein bietjie. So jy die, ja. En alright, en dit is die laaste wat ons toe nou gehoor het Saterdag of die Sondag aand, né? En toe kom die Maandagoggend en wat het toe gebeur? Toe het die dokter na my gekom en hy het gesê ons moet 'n dringende operasie doen. Want ek moes vir daai hele Sondag aand stil lê want my rug was baie Dat jou rug gestabiliseer bly, dat jy glad nie kan beweeg nie, né? Ja. En toe die dokter ingekom en hy het toe nou 'n bietjie gepraat met ons eintlik vertel wat gebeur het, né? En hoe ernstig dit eintlik was dat jy nou sê jou wervel is gebars. Het die dokter nou eintlik gesê, hoe het hy gesê, jy het wat het jou beskerm? Hy het gesê daar's engele, jy het engele gehad wat jou beskerm, want hy kan dit eintlik nie verstaan nie. Hy sê jou wervel, dat ek net wys, soos hulle verduidelik het met die impak van bo na onder, het hierdie wervel eintlik gebars. En het er eintlik gesê, jy weet, hy kan al klaar amper nie verstaan, jy weet, dit is absoluut die engele by jou gewees, dat jou murg nog, jy weet, daarom intact is, dat jy nie verlam is op daardie stadium nie. En ok, wat sê hy toe nou, jy weet, is hulle toe nou 1 of 2 dokters wat die operasie toe nou moet doen? Sover ek het was daar 2 dokters wat my 2 spesialiste, die een wat die murg, die ou wat by ons eerste was, hy het gesê,
hy moet by wees en dis hoekom dit so lank vat want dit is eintlik 'n dringende operasie, né? Yes. Maar en jy is haastig want jy kan nie so stil lê nie en jy is in pyn Ek is en 'n baie hyperaktief mens. besige mense nou moet jy doodstil lê. En ek moet nou doodstil lê. En Ja. ek het nog baie seer gehad. Ja, en die So van die ek wou dokters, alles ja, net want hulle het toe nou gesê die probleem is hulle albei as die een in 'n operasie is, dan is die ander een beskikbaar, as die ander een beskikbaar is, dan is hy 'n operasie, want hulle moet nou saam daar wees, né? Ja. Om die een moet jou murg stabiliseer terwyl die ander een hierdie beendere bymekaar bring en met skroewe, né? Dis skroewe wat hulle in jou moet sit om jou te stabiliseer sodat die wervel gestabiliseer kan wees. Is ek nog reg? Yes. Alright, en okay, toe sien jy nou uiteindelik wat het toe gebeur? Want toe daar eintlik al 'n ding gebeur wat toe net een dokter nodig is, né? Ja, een dokter was nodig want hy het gesien dit was maar net soos my rugwervel sover ek weet. Ja. En daar was eintlik nie veel fout. Ek wil gou terug beweeg, net terug na die ongeluk sien. Het mense gebid daar by die ongeluk? Ja. Nee. Baie mense het. Klop mense bymekaar gekom en ander wat party saam met jou gebid en party in kringe gestaan en gebid vir jou en daardie tipe van ding. Ja, dit was En jy weet in jou oupa het ook gebid daai oggend, baie mense het gebid. Spesifiek vir hierdie beendere, né? En nadat ons toe nou gehoor het van die gebarste wervel, het 'n ander tannie vir jou 'n mooi boodskap gestuur, onder andere 'n vers en 'n gebed gedoen, yes. waar sy gesê het geen been in jou lyf sal gebreek wees nie, né? Yes. En net daarna toe kom die dokter en hy, ekskuus ek vertel nou my namens jou want baie van die dinge weet jy dalk nie, Ja, ek onthou omdat jy nie dit alles alles. onthou nie en omdat jy ook onder verdoming en sulke goed was. Toe kom vertel hy het 'n wonderwerk, het klaar nog 'n wonderwerk gebeur, want hy het nou nie meer nodig om by te wees. Dis die murgdokter. Toe kyk hy nou weer na die scans. En hy sien toe nee, wag 'n bietjie, die murg is nou nie in sulke groot gevaar nie. Die ander dokter die wat die been moet heg, wat die wervel moet heg, hy's alleen nodig, né? Yes. Nou dink jy dit was 'n wonderwerk al klaar. Ja, dit was rarig want ek was nogals baie op my senuwees toe ek moes hoor daar met 2 mense. Ja. En toe ek nou hoor. Nou hierdie dokter, ek kan nou vir jou sê, toe hy nou terugkom en dit sê, toe hy self net so verbaas want hy kyk toe weer na die scan en toe sê hy maar die scan lyk nou nie vir hom so ernstig nie. Nou dink jy toe ons almal gebid het vir jou en al daai tipe van dinge dat die Here het begin om jou wervels te jy weet reg te maak en in dieselfde asem sommer die scan ook dat die dokter dit kan sien. Glo jy dit? Ek glo dit. Glo dit. Dink ek het hierdie jou geloof baie sterker gemaak. Dit het nogals daar was tye wat ek maar gedink het jy hoekom sal die Here nou nog lief wees vir my as ek baie foute het. Ja. So het hy my maar gehelp met hierdie wonderwerke so ver waarvan ons al gepraat het. So jy glo hy's lief vir jou. Ek glo. Kan jy onthou wat jou oupa wat die pastoor is gepreek het daai op? Nie heeltemal nie. Hy het van geloof onder andere, maar dit het eintlik gepraat van die kruiwa en waar dit nie net gaan oor geloof nie, maar eintlik vertroue, né? En jy nou meer vertroue in Jesus. Ja, ek het baie. Baie meer, né? Dat die Here kan dinge na allerlei rigtings, maar dit alles in sy hande, né? Alraai. Toe jy nou ingegaan vir die operasie, die operasie so ek weet nou so 'n bietjie meer as so 'n bietjie meer as ja, so 2 ure. Ek weet jy's 3:15 in en jy's na 5 dae uit, maar ek weet hulle berei jou natuurlik ook voor die tyd voor en was maak jou skoon vir die operasie, al daai goede. Nou toe die operasie nou verby is en jy is toe nou in 'n ICU waar jy nou moet herstel. Hoe het dit toe nou gevoel toe jy nou daar klaar is? Om eerlik te wees, ek het baie beter gevoel. Is maar net ek het maar begin baie voel soos hoekom was ek nou in die ongeluk? Ja, die naskokke, die gebeure. Wat gebeur het. En maar ek was baie gelukkig dat ek klaar is met my operasie want ek het baie seer gehad. Maar jy het ten minste nie meer dat die intraksie is dat jy nou moet stil lê nie en jy het ook nie kan meer wel hy next op sy lê. jy het ook nie jy kan toe hulle het nog al gevra vir die dokter of sy na die operasie op haar sy sal kan lê. Toe sê jy sal môre op jou sy kan lê, maar jy kon dieselfde dag al op jou sy weet lê na dit en ook nie daai ou verskriklike want hulle was bang vir 'n nekbesering ook en so Dis hoekom ek 'n next dit moes dra het hulle alles nou afgehaal. Alright, en daarvan af toe sit nou na 'n gewone saal toe.
En toe jy nou hierdie fisioterapeute wat met jou werk en so aan. Vertel ons bietjie daarvan. Die fisioterapeut het my eintlik gehelp. Sy het gesê sy gaan my 'n bietjie leer of oefen om bedoefeninge te doen, om my spiere net reg te kry weer, om hulle weer net gewoon te maak, en dat ek moet weer oefen om te loop en trappe te klim en net weer ek wees. En ja, dit is, die fisioterapeut het nogals baie gedink, ja, okay, ons gaan 'n bietjie sukkel, maar ja wat, dit het toe nou nie so uitgedraai. Ja. En ja, jy het toe nou nie nodig, en baie mense het nodig om agterna na 'n rehabilitasiesentrum te gaan, waar jy nou weer leer loop, maar het jy sommer daar weer geleer, en hoewel dit maar moeilik gaan, en jy maar versigtig moet beweeg, maar jy kan daarom, en dink hulle ook, dis 'n wonderwerk. Yes, hulle het regtig, hulle het elke keer as hulle my kom besoek, dan sê hulle, Ja. die engele was regtig. En selfs daai dokter wat aanvanklik gesê het, wat het hy agterna vir jou kom sê, wat het hy gedink, wat het hy nie gedink nie? Hy het gedink ek gaan nie kan loop nie. Hy het toe eintlik erken dat hulle het eintlik nie gedink jy gaan weer loop nie, né? Hulle het gedink ek gaan verlam wees. Hulle het gedink jy gaan van hier af tone toe. Ja, dit was, en toe hulle vir my sê dat Jesus was by my, toe voel ek ook soos, ja, Jesus was daar gewees. al die pad, né? Ja, ek moes maar baie sterk staan met daai pyn, die pyn was. Okay, nou daar mense wat jou kom besoek daar die Baie hospitaal. mense het vir my kom besoek by die hospitaal. En hulle was baie nice. Die hospitaal het nie moeilikheid gehad het. Buite besoektyd en hoeveel mense by jou was en Dit was maar net by die ICU, maar ja, die ICU nie, maar ek praat nou van die in die gewone saal is, ja. By die gewone saal mag kan hulle was regtig wonderlike mense gewees, né? So ja, ons weet dit ook. En sê vir my toe jy nou uiteindelik weer moet ry, jy moet nou al die pad ry, jy was in 'n kar ongeluk gewees. Hoe was dit nou gewees? Hulle het jou gehelp en geleer om in 'n kar ook in te klim, né? Dit het vir my geleer, ja. Om eerlik te wees, ek was maar baie skrikkerig as ons met 'n kar verbyvat by die N1. Want dan kom hy rol situasie in my kop en dan soos my arbeidsterapeut het vir my gesê as ek angstig raak, moet ek daarom net diep asemhaal en net ontspan. Maar ja, die rit was nogals baie vinnig gewees en dit was, ja, Is jy by die huis? Ek was tjoef by die huis. Ja, jy praat nou so van wat hulle jou gewys het van asemhaal. Jy het nou nog gepraat van jou daar toe jy kinkoes gehad het. En onthou jy hoe oupa jou gehelp het om daar asem te haal as jy benoud raak, né? En dit het dalk so 'n bietjie gehelp dalk, né? Maar sê gou vir my, jy was nog op pad huis toe en toe stuur jy vir jou oupa boodskappe, wat wou jy gedoen het? Ek het my oupa gesê dat Jy brand. ek brand om my getuienis vir julle mense te deel, want ek wil hê mense moet ook besef die Here is daar en dat soos gebed dra krag. Ja. Wat ek ook wil. Absoluut, en dra krag aan hierdie geloof en vertroue. Sê gou vir my, kan jy onthou wat se liedjie het jy op die kerk gespeel na die diens wat jy daar gesoek het Sondag voor hierdie ongeluk nog gebeur het? Voor die ongeluk gebeur het ek Phil Wickham se The Jesus Way gespeel, want dit is my gunsteling liedjie. En waaroor gaan daai liedjie? Daai liedjie gaan oor vergifnis. Ja, jy gaan Jesus Way en nou dink jy die Here Jesus het dat jy hom speel om jou eintlik half en half te laat onthou en jou te laat besef en almal om jou dat jy in 'n situasie gaan wees waar jy moet vergewe. Ja. Absoluut, né? Absoluut. Kyk, ons weet dit was nou 'n ongeluk geweest. Oupa sê altyd, dis hoekom hulle dit nie aspris noem nie, hulle noem dit 'n ongeluk want die ou het nie bedoel om dit te doen nie, maar mense het maar 'n bietjie gevoel dat jy 'n bietjie ongelukkig is oor persone dalk bietjie te vinnig gery en hy dalk jy weet miskien nie ervare genoeg gewees om die situasie te hanteer nie en so aan, maar jy het besluit om hom te vergewe en jy is nie kwaad vir die vriend wat jy mens besef, mens kyk agterna allerlei dinge dat dit kon anders wees en so aan, maar dink jy die Here was betrokke gewees, die Here was ten minste in die kar saam met julle, die Here was in die kar. Oupa sê hy was nie agter die stuurwiel, maar hy was in die kar. Hy was in die kar, ja. Hy was in die kar. Ja. Jy kry maar sulke gevoele dat die Here is daar en ek het so 'n gevoel gehad.
Maar ja, Kry jy nagmerries? yes. Kry jy nagmerries? Ek sukkel nog maar 'n bietjie. Met veral die eerste aand en so 2 aande terug het ek ook 'n nagmerrie gehad, maar ons werk met dit. Ons werk daardeur. Ons bid vir die Here en ons bestraf dit. In die naam van Jesus sê ons. Satan wil my net terughou. Ja. En dit is nie hoe ons moet wees nie. Die verlede moet jy nie terughou nie. Ja. Jy moet jy moet Glo jy? aangaan in jou lewe Absoluut, en net in die Here. absoluut. En ten spyte van hierdie beserings wat jy opgedoen het, glo jy die Here gaan jou volkome genees? Yes. Hy gaan jou genees en dink jy weet nou dit was 'n wonderwerk, maar glo jy het 'n tweede kans gekry in die lewe? Ja, ek het. Ek voel persoonlik ek het 'n tweede kans in die lewe gekry. Want ek kon verlam gewees het en as ek verlam was dan sou ek niks gedoen het eintlik met my lewe nie, jy weet. En ek sou heeldag in 'n rolstoel sit. Ja. En goed, en ek voel ek het 'n tweede kans, ek kan nog baie goed doen. Goed, weet dan jy glo die Here het 'n doel met jou, né? Hy het nog 'n doel vir jou met jou, hy het nog 'n doel vir jou vir vorentoe. Ja, nog baie. En dis hoekom ek ook hier sit en my getuienis vertel, want ek dink die Here wil hê dat mense op Facebook en YouTube en wherever moet weet, ja, die Here is daar. Amen. Ek voel dat die Here het my gekies om mense ook te wys dat die Here is daar, maak nie saak wat nie. Amen. En ja, jy glo die Here Jesus is lief vir jou, né? Ja, baie. Hy is lief vir jou. Al het jy foute. Al het ons almal foute, né? Ek voel persoonlik al hoe jy foute het, is die Here nog steeds lief vir jou, want niemand is perfek. Amen. Die Here het niemand perfek gekom vir 'n klomp stukkende mense. Hy het nie vir perfekte mense gekom nie, né? Prys die Here. Nou ja, geliefde, dit is 'n kort Lily se getuienis gewees na hierdie geweldige groot ongeluk. En ek dink baie mense besef nie hoe ernstig dit was nie. Want dit was regtig te gewees. 'n Baie slegte breek, nommer 7 rugwervel gewees hier agter die blad. En die dokters het regtig agterna erken dat hulle glo nie dat dit kon gewees het nie. Dan wil ek net persoonlik ook sê as die oupa wat daar betrokke was, skus daar's nou 'n klomp honde wat ongelukkig is hier buite. Dat ons wil net baie dankie sê vir Dr. Erasmus, Dr. Loos en ook die personeel van Rosepark Hospitaal. Ongelooflike vriendelike mense gewees. Die ambulansmanne ook, hulle het grappies gemaak, hulle het met haar gesels en hulle het al haar vrae geantwoord wat sy vir hulle gevra het en so aan. Ek kan nie sê daar's een mens wat ek nou wil sê ek iets oor negatiefs kan sê nie. Is regtig sulke wonderlike mense gewees en wat vir Lily bygestaan het met daardie Lily wil jy vir almal net Kubai sê? Ja. En wat sê vir hulle Jesus is lief vir jou, né? Ja, Jesus is lief vir jou en weet maar net dat maak nie saak waardeur jy gaan nie, weet net gaan net op jou knieë en lees jou Bybel, hy is altyd daar. Amen, amen.